Goeiemôre, broers en susters. Baie welkom by die erediens, welkom ook aan alle besoekers wat hier is, en mense wat ook inskakel deur die internet, ons diaspora wyk. Mag die Here ons ook seën om sy naam te eer vandag en saam ook tot hom te bid en hom te aanbid. Kom ons begin ons diens deur vooraf saam te sing. Ons gaan saam sing uit Psalm 84, 2, vers 1, 2 en 3, en dan lied 184, vers 1 en 3. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het.
ontvang ook die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan antwoord op die seën van die Here wat ons ontvang het deur saam te sing uit lied 339. Daarvan gaan ons vers 1 en 2 saam sing en dan gaan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Kom ons staan so en dan bely ons ook saam ons geloof deur die volgende woorde in ons harte ook saam te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van my en jou sondes, die opstanding van ons liggame, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ek kan sit. Geliefdes, ons gaan weer saam sing uit Psalm 66:2, vers 1 en 4, en daarna gaan ons lees uit die Here se wet.
gaan saam lees uit die Here se wet uit Exodus 20 vanaf vers 1 af. Terwyl ons na die wet van die Here luister, dan toets ons natuurlik ons lewens aan die wet van die Here en besef dat ons sondig is en daarom vlug ons na Christus toe. Maar die wet van die Here leer ons ook wie hy is. Dat hy heilig is, hy is eintlik onbegryplik, verhewe bo ons almal. En wanneer ons die Here so leer ken en dan die tema wat ons vandag gaan behandel is dat ons tot hom ook bid, as ons hom leer ken vir wie hy is, dan gee hy ons gemoedsrus ook in ons gebede, want ons weet hierdie Here wat heilig is, wat ver bo ons is, hy is ook ons Vader. So kom ons leer die Here ook ken deur sy wet. Ons toets ons lewens aan die wet van die Here en dan besef ons dat hy ons ook verlos het in Christus en daarom wil ons vir hom leef uit dankbaarheid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige diere van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons bid ook nou saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons U so deur die woord kan leer ken. En wanneer ons die wet lees en dink aan wie U is, dan besef ons U is heilig. Ons kan nie naby U kom nie, want ons is sondig en U is ver bo ons verhewe. En dan besef ons ook dat Christus vir ons sondes betaal het, juis dat ons tot U kan nader, tot U kan bid. Vader, dankie vir die absolute voorreg wat ons het om U kinders te mag wees. Dat ons U woord kan aanhoor en kan hoor hoe U met ons praat. Dat ons met U kan praat en tot U kan bid en altyd welkom is by U. En dat ons kan rus vind in die feit dat U ook ons gebede wil verhoor ter wille van Christus. So U vra met ons te wees deur hierdie diens. Dankie vir elkeen wat vandag ook by mekaar kon kom om U naam te loof. En ons weet dat U ons deur die Heilige Gees lei om by mekaar te kom, om na U woord te luister. Dis U wat ons roep, U wat in ons harte werk.
gaan asseblief met elkeen van ons en lei ons deur die Heilige Gees, sodat ons ook nou na U kan luister. Ons bid dit om Jesus se naam. Amen. Geliefdes, as voorbereiding op die woordverkondiging gaan ons saam sing uit Psalm 40 vers 1 en daarna gaan ons lees uit die Here se woord. Ons skriflesing kom vandag uit Nehemia uit, Nehemia 1 vanaf vers 1 tot en met vers 11, en dan is ons fokusverse ook vers 8 en 9. Daarmee saam gaan ons ook kyk na die Heidelberg Katekismus, Sondag 45, dit is vraag en antwoord 117 van die Heidelberg Katekismus. Kom ons lees saam uit die Here se woord uit Nehemia 1 vanaf vers 1. Die verhaal van Nehemia, seun van Gakalia. Dit was in die maand Kisef, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan, Hanani, een van my mede-amptenare, daar aangekom uit Juda. Hy en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daar lank getreur. Ek het gevas tot die God van die hemel en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God wat die verbond en die troue liefde handhaaf teenoor die wat U liefhet en U gebooie gehoorsaam, luister tog. Gee tog ag op die gebed wat ek, U dienaar sonder ophou tot U bid. Ek bid vir U dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen U begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het U nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat U aan U dienaar Moses gegee het. Dink tog aan die beloftes wat U aan die dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer bymekaar maak, al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is U dienaars, U volk vir wie U met groot mag en krag gered het. Ag Here, luister tog na die gebed van U dienaar en na die gebed van U dienaars. Hulle vir wie dit 'n vreugde is om U naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Daarmee saam lees ons ook
vraag en antwoord 117 van die Heidelberg Katekismes wat handel oor gebed. Daar word die vraag gevra, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En dan is die antwoord, ten eerste, moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep, vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede, moet ons nood en elende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. En ten derde, het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Ek wil graag vir ons teksverse net weer saam lees. Dis vers 8 en 9 van Nehemia 1, wat sê, dink tog aan die belofte wat u aan u dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gehoorsaam en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer bymekaar maak, al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die land, na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Geliefdes, gebed is baie keer vir ons maklik, maar soms is dit ook vir ons moeilik om te bid. Ek het nou al 'n paar keer te doen gekry met wanneer dit met persone moeilik gaan, dan vind ons dit eintlik moeilik om te bid. En ons voel baie keer asof ons daar so vol dinge is, dat ons net nie by gebed uitkom nie, of ons het soveel probleme, dat ek nie weet wat om vir die Here te vra nie. En tog, as ons na gebed kyk, soos ons in die Heidelberg Katekismes lees en uit hierdie gedeelte lees, dan is dit op sigself 'n wonder van God. 'n Wonder dat ons wat sondige nietige mense is, met God kan praat. En dan uit ons gebed en deur ons gebed gee hy vir ons gemoedsrus. Hy gee vir ons die wonderlike skat dat hy ons Vader is en dat ons veilig by hom is. En dan kry ons gemoedsrus ook in ons gebed. En as ons so in ons nood na die Here toe gaan, dan vind ons rus in die moeilikste tye, en daarom is dit so belangrik dat al weet ek nie wat om te bid nie, dat ek tog bid. Al is dit vir my moeilik, dat ek tog bid en by die Here gaan rus vind. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat Nehemia kom na die Here toe en hy bid onophoudelik. En wat my opval uit hierdie gedeelte is dat in hierdie gedeelte kry ons presies dieselfde elemente as wat ons belydenis of ons katekismes sê, hoe ons tot die Here moet bid. En dis waarop ons vandag gaan fokus. Hoe is 'n gebed wat vir die Here welbehaaglik is? Hoe moet ons bid? En dan besonder, hoe beleef ons God wanneer ons bid? Dis waar ons wil uitkom. Ons wil God beleef uit ons gebede, want as ons hom beleef deur ons gebed, deur sy woord, dan is gebed vir ons genesend. Dan kry ons gemoedsrus deur ons gebede. Dalk net eers iets oor die geskiedenis van Nehemia. Die boek Nehemia en Esra gaan eintlik oor dieselfde geskiedenis. Die volk Israel was, of 'n groot gedeelte van die volk Israel was in ballingskap weggevoer, en dan het 'n groot gedeelte ook nou weer teruggekeer na Jerusalem en Juda toe. Hulle wat in ballingskap was, is dan weer terug, net 'n gedeelte van die volk. En Esra, in die boek Esra, het ons geleer dat die tempel herbou is, maar in Nehemia leer ons dat die muur nog steeds afgebreek was. So die volk het begin offers vir die Here bring, hulle het al in hierdie opsig die Here gedien, en dit het in daai opsig eintlik relatief goed met hulle gegaan, maar tog het dit sleg met hulle gegaan in die opsig dat hulle nie veilig was nie.
Hulle wou die muur van Jerusalem herbou het, maar daar was keer op keer mense wat hulle in hierdie poging gestuit het en hulle kon dit nie reg kry nie. En ons weet dat as jy nie 'n muur om jou stad gehad het in daardie tyd nie, dan was jy onveilig. Dit was jou heining gewees wat jou beskerm het. En dis die omstandighede waarin Israel was in hierdie tyd. Israel se muur is vernietig, hulle stad se hekke is vernietig en hulle is eintlik onveilig. En nou kom ons in hierdie geskiedenis by Nehemia. Hy word later die gouverneur van Juda, maar hy was nog in hierdie tyd in Persië gewees. En hy werk vir koning Artasasta, en ons lees daar dat manne toe nou van Juda afgekom het na hom toe, en hulle het vir hom kom vertel, hoe gaan dit met die mense in Jerusalem? En dit was nie goeie nuus nie. Hulle het vir hom vertel, die tempel is herbou, hulle het al begin met offers bring vir die Here, maar tog het hierdie mense nog steeds swaar gekry. En dit het Nehemia verskriklik ontstel. Kyk 'n bietjie hoe ontstel dit hom. Hy sê in vers 4, by die aanhoor van die woorde, het ek gaan sit en gehuil en daar lank getreur. Ek het gevas en tot God, die God van die hemel, gebid. Geliefdes, dit moet ons nogal 'n bietjie in 'n mate aanspreek, nee. Dit het my nogal laat dink aan hoe is my gebede gesentreer? Want Nehemia, eintlik het hy 'n goeie werk gehad. Hy kon rustig geleef het daar waar hy is. Ek dink nie hy het te veel bekommernisse gehad nie. Maar hy hoor van sy familie, die mense wat in Juda agtergebly het, in Jerusalem is, en dit dring hom dat hy treur oor hulle. En sy gebede gaan dan oor hulle, oor sy medemens. Hy is so lief vir mense dat hy plat geslaan word oor die nuus, en hy sit en huil vir dae lank. Dit sê vir ons iets van ons gebede ook, nee. Dat ons meer aan ons gebede ook op ander mense moet fokus en aanhoudend tot die Here moet bid. Maar Nehemia bid dan aanhoudend tot die Here en die eerste ding wat ons leer uit hierdie gedeelte is dat hy roep die enige ware God aan. Dis wat ons ook bely in ons katekismes as kyk na vraag en antwoord 117, dan sê ons ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. So dit gaan oor wie ons mee praat. Nou Nehemia doen dit op die volgende manier. Hy sê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God wat u verbond en die troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u liefhet en u gebooie gehoorsaam, luister tog. Gee tog ag op die gebed wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. Geliefdes, wat ons dadelik moet opval is dat Nehemia die Here ken. Hy weet tot wie hy bid. Hy het die Here deur sy woord leer ken en ons sien in hierdie gedeeltes veral dele wat hy uit die boek Deuteronomium uit aanhaal. So hy het die boek Deuteronomium tot sy beskikking en hy het die Here daaruit leer ken. En hy maak nou aanspraak op die almag van die Here en die feit dat die Here die enigste regeerder in die heelal is. En weet jy, dit gee vir ons gemoedsrus in ons gebede. As jy tot die Here bid en weet met wie jy praat, die Here wat die enigste Here in die heelal is, daar is geen ander God buiten hom nie. As jy besef wie hy is, dan besef jy ook jou probleme is kleiner as wat die Here is. Die Here is groot, hy's verhewe bo alles, hy's ontzagwekkend. Hy boesem vrees in. En jy kan met hom praat. Jy is welkom by hom. En dit is wat
Nehemia besef. Hy dink aan wie die Here is. Hy weet die Here regeer. En omdat die Here regeer, weet hy die Here het ook 'n verbond of belofte met sy volk gemaak. En hy regeer oor hulle. Hy is ver verhewe bo hulle. Maar hy het ook 'n verbond gemaak. Hy is naby genoeg dat hulle altyd welkom by hom is. En dis hoekom hy tot die Here kan bid. Hy wil 'n verhouding met die Here en hy wil sy bekommernisse voor die Here uitstort. Geliefdes, as ons kyk na hierdie gebed van Nehemia en ons dink aan die katekismes en ons dink eintlik ook aan die Onse Vader, dan besef ons dat daar 'n goue lyn is tussen hierdie twee gebede. Nehemia besef God is bo alles verhewe, maar hy maak ook 'n verbond met sy volk. Hy is naby genoeg dat hulle met hom kan praat. Jesus sê vir ons moet bid, ons Vader wat in die hemel is. Ons Vader wat naby aan ons is, maar hy is ook verhewe, hy is bo ons, hy is groter as enigiets wat ons ooit kan bid of dink. En dis die helende effek van gebed. Wanneer jy die Here so leer ken deur jou gebede, as jy tot hom bid en besef hy is jou Vader, maar hy is ook verhewe bo jou, dan gee dit jou gemoedsrus. Want jy besef hy kan en sal vir jou sorg. Maar ons moet ook weet waarvoor ons moet bid. So ons weet tot wie ons bid tot God, wat bo alles is en 'n verbond met ons maak. Maar dan moet ons ook weet waarvoor ons moet bid. Nou Nehemia bid, hy sê, ek bid vir u dienaars, die Israeliete. Dis kort en kragtig, nê. Dis eintlik asof Nehemia na koning toe gaan en hy weet presies wat hy hierdie koning wil vra. Hy kom voorbereid na die koning toe. En so gaan hy na die Here toe. Hy weet hy is altyd welkom by die Here, maar tog vra hy spesifiek vir die Here wat hy wil hê. En so moet dit ook in ons lewe wees. En baie keer weet ons nie waarvoor om te bid nie, en dan leer Jesus ons waarvoor om te bid in die Onse Vader vir ons daaglikse brood. Nou is dit die tweede element van ons gebed, is jy ken jou swakhede. Jy moet weet waarvoor jy moet bid. In die katekismes bely ons in vraag en antwoord 117, die tweede gedeelte, sê ons ten tweede, moet ons nood en elende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Hoe doen Nehemia dit? Hy sê in vers 6 en 7, ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam in die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Geliefdes, as ons in gebed, so die eerste deel van ons gebed is dat ons God in sy almag aanroep en hom leer ken. Die tweede gedeelte is dat ons eie elende leer ken en dit ook vir hom sê. Maar dan sê ons nie vir die Here om hom te manipuleer op 'n manier om reg te kry dat hy ons gebede verhoor nie, maar ons doen dit want ons het opregte berou oor ons sonde. Ons verstaan dat ons klein en nietig is en ons sê dit vir die Here. En as jy jou ellende reg ken, dan dink jy aan alles wat jy nie kan regkry nie. Dink 'n bietjie aan Nehemia. Nehemia was, ek dink, 'n baie bekwame leier gewees. Hy kon sekerlik, hy het die plan gehad om na die koning toe te gaan en die koning te gaan smeek om hom aan te stel om die volk te help. Maar Nehemia besef ook dat al is hy hoe 'n goeie leier, hy het nie die nodige krag
om die groot taak wat vir hom voorlê af te handel nie. En dis hoekom hy voor die majesteit van die Here buig. Want hy besef, hy is sondig en nietig, hy is klein en hy het die Here se krag nodig. Geliefdes, weet jy wat is die helende effek van gebed wanneer jy besef jy kan nie meer nie? Dit is eintlik wonderlik, nê? As ek besef ek het nie my eie krag nie. Ek het krag van die Here af nodig en ek gaan soek dit by hom deur gebed. Dan is dit asof die wêreld se laste van jou skouers afval. En dit is so belangrik want selfs Jesus as hy ons uitnooi na hom toe, dan nooi hy nie mense uit wat hoogmoedig is en weet hulle kan alles doen, vol van hulle self is nie. Nee, hy sê kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. En dis wat ons moet doen in ons gebede. Ons besef as ons tot die Here bid, hy is heilig, hy's bo ons, hy's verhewe en hy kan ons help. Maar dan besef ons ook ons is sondig. Ons is nietig, ons kan nie onsself help nie, ons het hom nodig. Ons besef ons moet vir hom leef. En dan sal hy ook ons gebede verhoor. Wat 'n wonderlike voorreg is nie om te weet dat hy sy seun gestuur het sodat ons nie altyd uit ons eie kragte hoef te leef nie, maar ons kan op hom staat maak. Ons kan na hom toe vlug. En daarom moet jy ook na hom toe vlug met al jou tekortkominge. En wanneer ons dit besef, dan kom ons ook by die derde aspek van ons gebed. En dit is dat ons weet die Here wil ook vir ons luister. Die katekisme stel dit so: ten derde het ons hierdie vaste grond dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit in sy woord aan ons openbaar het. Nehemia besef dit ook. Nehemia besef hy het 'n vaste grond waarop hy bid. Hy weet die Here sal sy gebed verhoor. En hy druk hierdie vaste grond uit met 2 woorde. Hy sê, dink tog. In vers 8 sê hy, dink tog aan die belofte. Dink tog. Nou Nehemia het in sy gebed, dink hy oor wie die Here is. Hy het nou sy sonde bely en vir die Here gesê, Here, ek is nietig, ek kan nie self nie, U moet vir my krag gee. En dan kom hy in 'n punt by sy gebed wat hy besef wat 'n verbond die Here met sy volk gemaak het. En nou doen hy 'n beroep op die Here. Hy sê, Here, dink tog aan hierdie belofte. Onthou tog hierdie belofte wat U met ons gemaak het. En Nehemia dink weer aan die Here se woord. Ons sien in die teks dat hy Deuteronomium 30 vers 1 tot 4 aanhaal. En daar het die Here vir sy volk beloof dat hy hulle gaan vernietig. As hulle nie sy gebooie gehoorsaam nie, dan gaan hy hulle in ballingskap wegstuur en hy gaan hulle verstrooi onder die heidene nasies. En Nehemia besef dit het waar geword. Dis hoekom hy sit waar hy sit. Dis hoekom dit met die volk gaan, hoe dit met hulle gaan. Maar in die beselfde gedeelte in Deuteronomium 30 het die Here hulle ook beloof dat as hulle self bekeer en tot inkeer kom, dan sal hy hulle weer herstel. Dan sal hy hulle as volk weer terugbring en hy sal sy belofte nakom. En dis wat Nehemia nou in sy gebed onthou. Hy besef die Here het hulle beloof dat hulle gaan weggevoer word, maar die Here het ook herstel beloof. En nou maak hy aanspraak op hierdie belofte van die Here en hy sê vir die Here, Here, dink tog aan daai belofte, onthou dit tog, verhoor tog ons gebede ter wille van daardie belofte. Maar geliefdes, die voorwaarde van daardie belofte
is dat hulle self moet bekeer. En ons weet dat ons as mense dit net nie kan regkry nie. Daarvan is die hele Ou Testament 'n getuienis. Ons begin die Here dien en dan dwaal ons af en dan kom ons weer tot bekering en ons dwaal af en dit herhaal deur die Ou Testament se geskiedenis. En dis dieselfde geval in Nehemia se geskiedenis. So regterlik moet Nehemia geen troos hê nie. Hy het nie hierdie troos nie want hulle kan nie hulle deel van die belofte nakom nie. Maar weet jy, in Christus het ons die troos. Want hy die wet van die Here nagekom ter wille van ons. Sonder hom kan ons nie tot die Here bid nie. Sonder die werking van die Heilige Gees wat ons gebede reinig deur die bloed van Christus, kan ons nie tot God bid nie. Maar omdat Jesus vir ons sondes gesterf het, kan ons staat maak op die Here se verbond. En hoor dan weer wat sê die katekismes, wat ons bely. Ten derde het ons hierdie vaste grond, dat ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit in sy woord vir ons beloof het. Geliefdes, dis jou vaste grond. Jy kan verseker weet dat die Here jou gebed wil verhoor op sy tyd en volgens sy wil. Nie omdat jy groot en goed is nie, maar om Christus ontwil. Wanneer ons bid, dan word ons deur ons intieme verhouding met die Here opgebou. Geliefdes, moenie dit afskeep nie. Spandeer tyd om te bid. Bid gedurig. Dit hoef nie lang uitgerekte gebede te wees nie. Jy mag soms voel asof jy nie kan bid nie. Maar bid. Maak dit deel van jou lewe. Doen moeite om te bid soos Jesus ons geleer het. Bid, want gebed het 'n helende effek. So bid vir die enige ware God. Leer hom ken. Leer ken met wie jy praat. Ken jou nood. Weet waarvoor jy moet gaan bid. Sit en dink wat jy regtig nodig het. Wat ander mense nodig het. En weet dat jy enigiets vir die Here kan sê. En dan besef, jy het 'n vaste grond vir jou gebed, want Christus het vir jou sondes betaal. Hy het die toegang tot die Vader vir jou herstel, en jy kan bid deur die werk van die Heilige Gees. Weet, ons opperherder, die Here luister. Amen. Kom ons bid ook nou saam. Ons gaan saam bid. Ek gaan vir ons voorgang in gebed. En direk daarna gaan ons ook die Onse Vader saam sing. Skrifruiming 10:2. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader. Here, dankie dat ons die woord het en kan besef wie U is. Ons het ook die skepping wat ons U almag in kan sien. Elke dag kan ons beleef hoe groot en hoe goed U is. En dit gaan ons verstand te bowe om te besef wie U is. Dankie dat ons met U kan praat. Vader, ons vra met elkeen in ons gemeente te wees, elke besoeker wat vandag hier is. Dat ons werklik sal besef wat 'n genesende effek gebed op ons lewens het. Dit gee vir ons die troos, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vader, help ons ook om ons eie
tekortkominge te leer ken. Dat ons sal besef dat ons net van U afhanklik is. Dat ons nie op ons eie kragte kan staatmaak nie, maar dat ons na U toe moet vlug. Dankie vir die vaste grond van Jesus Christus wat ons het, dat U ons gebede om Christus ontwil wil verhoor. Vader, gaan ook so met ons gemeente. Dankie vir die wonderlike gemeente wat U vir ons gee in Mosselbaai. Dankie dat ons aan U mag vashou en U mag verkondig aan ander mense. Gaan asseblief met elkeen wat siek is, elkeen wat eensaam is, dat ons U troos en U vrede elke dag sal beleef. Ons bid al hierdie dinge alleen om die genade van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar's nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawes en daarna gaan ons direk na dit saam sing uit Psalme 8 vers 1, 2 en 7.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle gebede, die Here sal julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Geliefdes, net 'n paar afkondigings namens die kerkraad. Ter approbasie voorgehou as ouderlinge is Martin Venter en diakens is Johan van Dijk, Pietro Hutter en Doria Du Plessis. En dan wil ek graag ook vir Hannes en Marita net vra, julle kan sommer opstaan, Hannes en Marita. Hannes en Marita was 'n tyd lank in ons gemeente ouderling en diaken en hulle het ontslag gevra en daarom gee ons ook vir julle eervolle ontslag. Baie sterkte ook vir die dienswerk wat julle in die res van die gemeente op ander vlakke of ander maniere ook gaan doen. Mag die Here julle ook seën. Dankie. Dan die lief en leed, is daar enige, of nee, ek moet eers 'n ander algemene afkondiging. Ons het Vrydag aand 6:30 is ons Kersang aand. En ons nooi almal uit om dit by te woon. Dit beloof om 'n baie goeie aand te wees. Ek hoop Joan kry 'n orgel reg voor Vrydag aand. Maar hier gaan 'n trompet ook wees en ja, ons gaan lekker saam sing. Die kinders wat gaan deelneem aan die program, ons sal graag die kinders versoek om Woensdagmiddag 4:00 by die kerk net te wees om saam met die koor ook te oefen vir Vrydag aand. So Vrydag aand 18:30, kom asseblief en kom woon dit by. Enige ander algemene afkondigings voordat ons kyk na die lief en leed? Dan die lief en leed, dink ons in ons gebede aan die volgende mense. As te hoor van Hans Lessing wat geval het en sy heup gekraak het, hy is ook in die hospitaal. Ons weet ook van oom Wim, dis 'n wondervrug wat hierdie week gaan vir operasie, so baie sterk aan hom ook. Karel Meiser-Rolf wat 'n voetoperasie gehad het die afgelope week, maar dit gaan ook goed met hom. Ons dink ook in ons gebede aan hom. Dan is dan die Anita van der Merwe ook in die hospitaal opgeneem en ons dink ook aan haar. En Valerie Konberg wat ook geval het gister. Ons dink ook aan haar in ons gebede. Ons weet ook nou vir geruime tyd van Matthew Craigs wat baie siek is en ons dink ook in ons gebede aan hom en sy gesin en familie in hierdie tyd. Enige ander lief en leed? Prof? Ja, ons het daarvan vergeet. Tannie Susan Hakkebord wat in die hospitaal is, baie sterk aan oom Jero ook en nog iets? Dankie. Dan die verjaarsdag. Skalk Venter. Skalk, jy is daarom nog klein genoeg om op die stoel te staan. Staan op die stoel, dan kan ons vir jou hande klap. Baie geluk met jou verjaarsdag. Dan Callie Erasmus, Michelle Bylsma, Dion Hurter, Mariette Teschewonnes Vrucht, Linda Heinz, Hantie Visagie, Pikkewyn Kruis, Jan Venter, Rassie Erasmus, Gert Potgieter en Bella van Sail. Baie geluk met julle verjaarsdag en mag dit 'n wonderlike dag vir julle wees. Christa wil net 'n spreekbeurt hê en dan is ons klaar. Goeiemôre julle. Soos julle seker weet, het Dirk sy verjaarsdag gevier. Ons hoop dit was 'n wonderlike dag. En die susters nooi julle baie vriendelik uit. Dis 'n oop uitnodiging aan almal om lekker saam koffie en tee en 'n lekker versnappering te drink saam met Dirk en te geniet. Baie dankie aan almal wat 'n bordjie eetgoed gebring het en dankie aan die wijksusters wat die tafels reg gesit het en die wat gaan skik.
En dankie vir Ingrid, wat die tafel so mooi opgevrolik het. Goed, dan sien ons julle almal in die saal. Ek wil dalk net wag net, laat ek net eers van my kant af ook dankie sê, dan hoef ons nie al die speeches in die saal te doen nie. Baie dankie vir elke boodskap en ja, boodskap wat ons hierdie week gekry het. Dit is vir my wonderlik en vir ons as gesin wonderlik om in hierdie gemeente te wees. Ek sê vir julle hierdie week, 'n mens hierdie gemeente is regtig uniek. Dit is vir ons wonderlik om te sien hoe die Here julle gawes gebruik in mekaar se lewens en hoe julle betrokke is met mekaar se lewens. So ons is regtig baie bevoorreg en baie dankie vir alles. Mooi dag.